Goeiemôre aan almal. Net so een of twee praktiese reëlings voor ons aangaan met die res van die diens. Baie welkom hier by Suiderlig. Ek vra groot verskoning vir die aircon. Dit het volgende die krag getrip. Daar was gisteraand 'n ligte donderstorm hier gewees blykbaar wat gemaak het dat iewers er iets geblaas het. Sorry daaroor. Ons hoop die deure hou as jy regtig warm kry. Gaan staan maar so rukkie so voor die deur net om 'n bietjie af te koel, dan kan jy weer kom sit. Maar baie welkom aan elkeen. Net as ons klaar is hier op binnekant, dan gaan ons kans gee, dan gaan 'n laaste lied gespeel word. Jaco sal weer kom leiding gee daaroor. Maar dan gaan ons hier onder by die onderste tafeltjie sommer so 'n geleentheid gee om totsiens te sê. Daar gaan so heel aan die einde so want baie keer met 'n roudiens verloor mens die closure moment wat by 'n begrafnis plaasvind. So daar so 'n oomblik of twee wat ons sommer kan rustig raak. Die badkamers is agter in die foyer. Jy is welkom om dit te gebruik sou jy wil. En dan wil ek net sommer so ietsie van my hart af uit my hart uit sê, Fransien. Ek onthou die dag toe jy, ek weet nie hoekom sê mens vir jou Fransien en vir hom oom Henny nie, maar dit is maar hoe dit gewerk het. Maar toe julle twee kom aanmeld het julle bulldoze, is dit die regte woord? Hulle het nie stelselmatig, weet baie ons kom so stelselmatig in 'n gemeente en na so 3 maande dan sê hulle, hulle is net gesê, hier is ons is deel hiervan en ons wil, dit was so lekker om julle hier te gehad het, met soos wat julle in al die ander gemeentes gemaak het, sommer net ingeval en julle handestompies gewerk en altyd daar gewees. Ons waardeer julle so baie, julle was regtig so spesiaal geweest en ek weet oom Henny, oom Henny het swaar gekry die laaste ruk. Dit was vir hom swaar geweest. Van my en Annelies se kant af en van die groep af, Bybelstudie groep, baie sterkte vir julle. Mag die Here jou in besonder sommer styf vashou. Ons is so lief vir jou en jy is so welkom by ons en dit is so lekker om jou hier te hê. Ons sien uit na volgende jaar of hier later hierdie jaar se verder kuier, maar sterkte so baie. Vir julle kinders en kleinkinders dieselfde vir julle. Mag die Here julle regtig waar styf vashou in hierdie verskillike moeilike tyd. Ek wil die bedankings doen en die familie het gevra ek moet dit namens hulle doen. Baie dank aan elkeen van julle wat vandag hier is om die lewe te vier van 'n geliefde man, oupa, papa, oupa grootjie. Ons dank gaan aan die Here vir 82 jaar wat oom Henny 'n verskil gemaak het in baie mense se lewens. Ons geliefde was 'n man van min woorde, maar met 'n baie groot hart wat 'n verskil in soveel lewens gemaak het. Sy geloof en liefde vir sy vader was 'n inspirasie vir almal. Baie dankie vir elke oproep, boodskap en besoek. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie vir die mediese span wat ons geliefde pa versorg het, sowel as die personeel van National Renal Care. Ons bedank julle vir julle ondersteuning en die versorging met sy gesondheidsuitdagings oor die jare. Gedurende die laaste paar weke het die Here 'n engel gestuur om te help met sy versorging. Monica, waar sit jy? Also, Monica, jy was regtig 'n engel geweest. Ons waardeer jou en ons is so dankbaar vir al die hulp met oupa se versorging. Baie dankie. Ons bedank ook vir Jaco en Betty vir die verskil wat julle in soveel jare in ons lewens, gesin se lewens gemaak het. En baie dankie Jaco vir jou boodskap vandag. Dankie vir Sari vir die begeleiding. Baie dankie vir jou bereidwilligheid. Ansie, Morney en personeel van die Aanmor begrafnisse. Ons het nie genoeg woorde om ons dank uit te spreek vir die wyse waarop julle al die reëlings vir oom Henny se gedenkdiens hanteer het nie. Julle liefde, omgee, deernis en professionaliteit is regtig merkwaardig. Spesiale dank vir ons familie op die plaasie, waar oupa en ouma vir meer as 3 jaar gewoon het. Baie dankie dat julle altyd daar was as daar 'n krisis was. Dankie vir julle omgee, julle liefde en julle ondersteuning. Ons waardeer julle so verskriklik baie. Dankie vir Radio Kansel wat vir Henny die geleentheid gegee het om vir 35 jaar die Here te kon dien en 'n verskil in baie mense se lewens gemaak het. Hierdeur het ons kliënte vriende geword. Van ons kinders, baie dankie vir jou Fransien, dat jy so mooi na pa gekyk het en hom versorg het ten spyte van jou eie gesondheidsuitdagings. Ons waardeer vir mamma ongelooflik baie. Fransien het ook gevra dat ons vir die Hemelse Vader al die eer en die lof moet gee vir sy kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Aan die koning van die eeue kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Kom ons maak ons oë saam toe. Here, al wil ons nie vandag hier wees nie, omdat ons nie hou van totsiens sê nie, ons
ons eerder nog 'n keer met oom Henny sommer net wil gesit en gesels het, om opgehelp het, om gehelp loop het, maar nie hierdie nie tot siens sê, dis seer en ongemaklik, veral so in die begin van die jaar, Here. Tog is ons hier vandag om afskeid te neem, en ons wil vir u vra om ons net vas te hou. Dra ons in hierdie tyd van seer en ongemak en nie lekker nie. Dankie dat ons kan vashou aan u genade en u liefde. Dankie dat ons daaraan kan vasklou met ons hele lewe. Dankie dat oom Henny die voorbeeld was van hoe mens sommer net vasklou aan u. Aan u kom die lof, die eer en al die aanbidding. Amen. Ons gaan 2 liedere sing, nou een en dan een in die einde. Ons gaan nou O Heer my God sing. As jy my so 'n oombliekie gee om net daar agter te kom, dan gaan ons sommer dit saam sing. Die woorde gaan bo op die bord wees. Ek weet nie, wil julle opstaan daarvoor? Kan ons opstaan? Gaan julle Okay, kom ons staan op en dan gaan ons dit saam sing.
Sorry, dit voel soos lang gelede, nee, toe jy agter die klawers gaan staan het, toe Manny agter die mikrofoon en ons lofprysing gedoen het dat die spoegspad in Koelenbeek gemeente. En ek kyk so uit en ek sien, dit voel soos 'n Koelenbeek reunie. So lekker om, wie almal is ex-Koelenbeek, het ek net gesien? Nee, daar's hy. 'n hele pophuis vol. Dit getuig iets, nee, van die geloofsfamilie, van die saamwees, van die in mekaar se lewens ingeweef wees in die koninkryk en saam dien en daai broederskap ervaar. Psalm 34 vers 19 sê so mooi, die Here is naby aan die gebrokenes van hart en hy red die wat verslae is van gees. So, wel wetend dat daar sulke dae soos hierdie sal wees, het die Bybel vir ons klaar toegerus en gesê, moenie worry nie, die Here is naby aan jou. Hy verstaan 'n gebroke hart. Hy verstaan 'n verslae gees. En hy gee vir ons hierdie geleentheid. Jy weet, 'n pa word mos nou vir sy kinders gegee vir goeie redes. Eers hier na ouderdom 12 kan 'n kind abstrakt dink. 'n God wat onsigbaar is, wat al hierdie besonderse almag en besonderse vermoëns het. Kinders kan dit nie snap voor ouderdom 12 omtrent nie. So daarom gee God vir kinders paas, dat hulle kan sien iets van die voorbeeld van God die Vader. En ek kan dit sien deur die lens, deur die bril van my pa. So lekker om te weet dat die Here het vir julle 'n pa gegee, wat dit nogal gelewe het, né? Hy het vir julle getrouheid gewys, hy het vir julle versorging gewys, hy het vir julle liefde gewys, hy het al dit wat God die Vader vir ons doen, om ons gereg en geregtigheid te wys, om vir ons soms te tug as dit nodig is, maar in liefde. Julle pa kon dit vir julle doen, en dan is die argument, met tyd saam leer 'n kind, God is soos my pa, net soveel meer, soveel groter, soveel heerliker. Nou weet ek, by tye kry ons 'n gekraakte lens, paas wat nie daai beeld uitleef nie, en dan het mense dikwels nie 'n mooi uitsig op God nie, hulle kan God nie regtig leer ken vir die heerlikheid en die liefde wat hy is nie. Maar julle is geseënd om so 'n pa te kon hê, wat die prentjie vir julle duidelik kon maak. Dis hoe God is, dis hoe God se liefde lyk. So kom ons neem 'n oomblik om sommer net dankie te sê. Sê Here, vir so lewe, vir so geskenk. Uit ons harte uit dankie. Wat 'n eer en wat 'n voorreg, koning van die konings, om die lewe van oom Henny te kan vier en te weet, dit was u vingerafdruk op sy lewe, dit was u hand in sy hand, wat gemaak het dat hy hierdie mooi pad kon stap, hierdie pragtige spore kon tree op hierdie planeet. En dankie dat ons wat vandag hier sit, die mense kon wees wat die naaste aan hom kon beweeg, wat sy lewe in aksie kon sien, wat sy geloof in aksie kon sien. Dis aan ons gegeen om hom te kon ken. En ons sê vir u so baie dankie. Natuurlik is dit nou ook ons wat die trane stort en wat die gemis beleef. Maar u het beloof, u is by die gebrokenes van hart en u red die wat verslae is van gees. En daarom is ons hier in u teenwoordigheid by mekaar. En ons vra dat die Gees ons trooster sal wees. Ons trane sal afvee en vir ons 'n vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Dankie koning. Amen. So oom Henny het 'n gunsteling Bybelvers gehad. Hy was lief vir die Bybel as sulks, maar hierdie was nou sy lewensteks. 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog
omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat die dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie soos die ander is wat geld wil maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in 'n opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Ek lees hom net tot daar. C.S. Lewis het een keer gesê, "You have never, ever met an ordinary person." Daar bestaan nie so iets nie. Elke individu, wonderlike geskape, unieke mens. God het daai persoon beplan, voorberei, gereed gemaak met unieke persoonlikheid, unieke karaktereienskappe, unieke gawes, 'n unieke herkoms, unieke ouerhuis waarin hy groot geword het. En so neem ons vandag afskeid van een van daai skatte. Iemand wat so baie spesifiek deur die Here aan mekaar geweef en voorberei is. Ons ken hom nie. Hy was nie 'n man met groot fanfare en lawaai nie, maar met standvastigheid, getrouheid, wysheid. Die skrif help ons, om so 'n lewe raak te sien. Nie in die kollig nie, maar betekenisvol, waar hy ook al gegaan het. So nou sê die woord hierso, hy, die Here, voer ons saam in sy triomftog, die triomftog van Christus. Paulus herinner ons, dat 'n lewe, 'n geslaagde lewe, is nie jy wat met die meeste hoeveelheid speelgoed sterf op die ouend nie. Dis nie jy wat met die meeste hoeveelheid graadsertifikate teen die mure sterf nie, of die meeste plekke in die wêreld gaan besoek het. Dis nie dit nie. 'n Geslaagde lewe is iemand wat saam met Christus gestap het. Saam met hom in sy triomftog was, al die tyd, tree vir tree hom gevolg het. En dit is die getuienis van oom Henny. Hy was 'n Noord-Kaap seun. Hy daar in Klawer is hy gebore. Ons het dit dikwels gehoor, en dikwels het hulle daar gaan besoek. Met tyd saam met sy pa hulle Namibië toe getrek. En daar het hy paaie gekruis met hierdie oulike, jong, aanvallige meisie van Otjiwarongo, die Namibiër. Oudtshoorn, dis reg. En ek bedoel, julle vroegste herinneringe, was al reeds ingeweef in die Here, in sy koninkryk, in sy kerk. Hulle vertel my van Francine moes nou saam met ou sis gaan op 'n CSV kamp. Toe sê wat, graad staan 5, daar rond. En hier's hierdie laaitie wat hier al om hulle hang, En die laaitie, min wetend, met tyd saam sou hy haar lewensmaat word. En hy sou so 'n mooi, pragtige, lang lewe saam hê. Maar dis die getuienis van hom en sy lewe. Toe alreeds meegevoer in die triomftog van Christus. Christus het sy hart oorwin. Hy het gewillig die knie gebuig voor hierdie heerskappy van die Here en saam met hom deur sy lewe gestap. So ons vier vandag die lewe van 'n merkwaardige man. Maar meer as dit, vier ons 'n merkwaardige God, wat sy hand op hierdie man se lewe gesit het en gesê het, Henny, kom ek en jy stap die lewe saam. En ek sal vir jou wys hoe om alles in die lewe te hanteer, die goed, die sleg, die aaklig, en so doen ons die lewe saam. En God se liefde het sy liefde geword. God se innerlike vrede het Henny se innerlike vrede geraak. Hy het geleer om al die vrug by die Gees te tap. Goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, kenmerke wat die Here vir ons beskryf, dit is Christus se aardse lewe gewees, so het dit als in oom Henny se lewe deurgekom. So hoe mooi om te kon sien dat hy kon dit uitleef in 'n huwelik
van amperkies 60 jaar. Fransien, ek is nie seker vir wie moet ons die medalje gee, vir jou of vir hom? Nee, vir die Here, want vragies waar, dit kon nie altyd net maanskyn en rose gewees het nie, daar was waarskynlik tye van knorrig wees met mekaar, wonder wie gaan eerste sorry sê, en al daai goed, nee, maar julle het dit maak werk, en daai liefde van julle, daai getrouheid, daai liefde aan die Here, en gehoorsaamheid aan hom, dit het julle deurgesien, deur 60 jaar saam. En dan, die pragtige kinders wat die Here vir julle gegee het, Philip, Henriette, Helena, julle het julle pa se lewe en geloof in aksie gesien. Julle het gesien hoe hy op sy knieë gaan en bid. Julle het gesien hoe hy uit die Bybel uit leef. Julle het gesien hoe hy ingeweef is in die Here se koninkryk en sy werk. En hoe lekker om te weet, dit was ons pa. As ons dink aan hom, hoef ons nie skaam te wees en ons koppe weg te steek nie. Ons kan met trots sê, it's my dad. Dis hoe hy was, dis hoe hy opgetree het. Hy was altyd 'n man by die huis. Hy het prakties gedink met sy hande en goeders gedoen gekry. Hy het hard gewerk by Spoornet, sodat julle geslaagde lewens kon hê. Dis waar, né? Julle pa was 'n man van min woorde. Maar nou, hoe besonder dat die Here met hulle nou gewerk het, né? Ons is so 33 jaar gelede, het ons by Koelenbeek gemeente gearriveer. Julle sal nie glo nie, ek het nog hare gehad, en jonk en vrolik gelyk, en hulle het ons daar ontvang. En onmiddellik was hulle vir ons pa en ma, wat na ons kom kyk het. En saam met ons in daai gemeente, maar toe alreeds was Henny op die kerkraad, eredienskommissie, voorsangergroep, noem het, hy was daar. Die worsmaakprojek, hy was betrokke by dit. Toe die gemeente die geleentheid kry om by Randfontein se skou 'n stalletjie te hê, daar is hulle. En dan werk hulle tot 12 uur in die nag, net laat nagte, daar, hart en siel ingesit in die Here se koninkryk. Oom Henny was die ou vir wie die gemeente toevertrou het om die bussie te bestuur na jeugkampe toe. Hy moes daai ding doen. Nou moet julle nou weet, nee, dis nou met Ansie toe jy nou nog jonk en jukkerig was, nee, en daai tipe van goed. So hy moes die orde probeer hou met hierdie lot witpoortjie kinders wat nie altyd maklik was nie. Maar die Here het vir hom geseën met daai geduld, met daai volharding, en hy het hom so goed van sy taak gekwyt. Nou sê Paulus, ons is 'n geur van Christus. Nou 'n geur is nie iets wat jy forceer nie, né? Is nie iets wat jy hier's 'n geur. Ek het net nou ietsie aan die brand gesteek hiervoor en dalk begin dit al by jou uitkom. Maar hy's so subtiel, hy kom slaan jou nie deur die gesig nie. Hy's net nou begin jy bewus raak. Hier's iets anders in die lig, is dit nie? Dis wat 'n geur doen, né? En so was Henny se lewe. Hy was 'n geur van betroubaarheid. Hy was 'n geur van wysheid. Hy was 'n geur van eers luister voordat jy praat. Op die kerkraadsvergaderings in Koelenbeek gemeente was daar by tye warm om die boortjie vergaderings. Ek weet, ek was daar. Hoe wonderlik om so 'n man te hê wat met kalmte sit en luister en altyd die goeie middelgrond van God se wysheid gaan soek. 'n Geur van geloof wat nie opspraak maak nie, maar hy's daar, hy's betrokke, ondersteun, kyk hoe kan ons help, kyk hoe kan ons dit maak werk. Nou 'n reuk werk anders as 'n ander sintuie. Jou ander sintuie gaan nou eers deur hierdie denkfilter van jou voorberei, nê, maar geure en reuke gaan direk in die limbiese stelsel van die brein. So dit sidestep die rasionele filter. Dis onmiddellik daar waar emosies en herinneringe opgeroep word. En dis hoekom dit baie keer is by begrafnisse dat mense of onverwags in trane uitbars, nê, want skielik onthou jy, o ja, ons het die lied gesing by my oupa se begrafnis of so, nê, en daar's net skielik daai intense goed, want reuke doen dit baie keer. So mense onthou nie altyd wat mense gesê het nie, of die praktiese dinge wat hulle gedoen het nie, maar daai geur wat agterbly is hoe jy gevoel het
toe jy in daai persoon se geselskap was. Nee, jy het gevoel, jy is tuis. Jy het gevoel, jy word aanvaar. Jy het gevoel, hier's jy in 'n plek van vrede. Hier's iemand wat jou kan verstaan. En dis daai gevoel wat oom Henny nalaat. En ek dink dis baie doelbewus hoekom Paulus dit hier inskryf, hierdie metafoor. Ons is 'n geur van Christus. 'n invloed. Dis tipe van karakter, nee, wat jy vestig. Dit is 'n nalatenskap. En as iemand weg is, dan weet jy, dis wat ons mis. Daai geur, daai manier van wees in die wêreld. En dis wat 'n mens sal mis. Nou in die Bybelse wêreld was reuke nooit neutraal nie. En die Here het wonderlike maniere hoe hy met dit werk. Byvoorbeeld, daar was die Nasareërs, so Samson in die Bybel. As jy 'n belofte van 'n Nasareër afgelê het, moes jy al jou hare afskeer en dan moes jy jou hare vat en dan nou vir die Here gaan offer op gloeiende kole. En ek weet nie wanneer laas het jy hare geruik brand nie, maar hy het 'n baie partikulêre reuk. Dit was die geur van toewyding. Dis hoe jy geweet het, dis hoe dit ruik om jouself te commit aan die Here en vir 'n spesifieke taak. Brandoffers in die Ou Testament was dikwels gedoen, en weer eens, die hele dier is op die brandofferaltaar gesit, met sy hare, met sy vel, met sy als, en gebrand, en weer 'n baie partikulêre reuk daai, en dit bly by jou, daai reuk van offerhande. En dikwels is die diervette spesifiek op die offerhande tafel geplaas, en dikwels saam met wierook gemeng. En dan sê die Bybel, dit was 'n lieflike geur tot eer van die Here. Dis 'n geur wat die Here waardeer, daai toewyding, daai oorgawe. Dikwels in die Bybel lees ons dat in die hemel word die gebede van die gelowiges saam met wierook voor God se troon gehou. En hy herinner homself aan ons gebede op daai manier. En dis weer eens 'n simbool van reuke, van geure. God is bewus van wat hier gebeur in elke individu se lewe. En dit skep 'n heilige atmosfeer. Statig, eerbiedig, heilig. Nou sê Paulus, ons is 'n geur van Christus. En ek dink dis hoe ek vir oom Henny sal onthou. 'n Geur van Christus. Nie voor op die wa en leier en praat en belangrik. Nie dit nie, maar sag teenwoordig, stilstemmig, jy kan weet, hy sal die regte ding doen op die regte tyd, soos die Here dit vir hom gee om te doen, standvastige karakter. En dis nie 'n doenbeeld nie, nee, dis 'n weesbeeld. Dis nie iets wat jy gaan doen vir die Here nie, dis net so het hy geword onder die hand van die Here. En hy het dit uitgelewe, die karakter van Christus. Ek dink, een van die mooiste dinge wat die Here in oom Henny se lewe gedoen het, is toe hy klaar maak by Spoornet, dat die Here vir hom die deur oopgemaak het by Radio Kansel. Ek bedoel, wie sou dit nou kon raai, dat hierdie stil man met min woorde skielik 'n spreekbuis sou word vir Radio Kansel, wat voor gemeentes kom staan en praat, fondse wen, werf, vreemdelinge bel, cold calls, met hulle begin gesels oor die Here, dan by hulle gaan sit hulle kantore, en dieselfde storie weer deel met hulle, en geleidelik, soos wat julle in die bedankings gehoor het van Dominee Gerard, hy het nie kliënte gehad nie, hy het vriende gehad, mense by wie hy kon gaan sit het, en hulle harte hoor, en hulle harte deel, en later was hy die persoon vir wie daai ouens gebel het en gesê het, ons gaan deur 'n moeilike tyd, sy sal my kom bid. Hulle het sy teenwoordigheid opgesoek, want hulle het in hom dit gevind, nee? Iemand wat omgee, iemand wat belangstel, iemand wat kan luister, iemand wat wysheid het. Nou sê Paulus, ons is 'n aangename geur van Christus voor God. Dit is my amper die belangrikste deel van hierdie hele vers. Nie alles wat mooi lyk vir mense is noodwendig kosbaar vir God nie, nee. Maar 'n lewe van getrouheid, 'n lewe van nederigheid, van volgehoue liefde,
Dit is vir die Here 'n aangename geur. Ek was so 'n paar jaar gelede vir 7 dae, ek gaan retreat by 'n retreat center in Hemel en Aarde Vallei, Volmoed. En daar was 'n klompie Benediktynse monnike en elke oggend en elke aand ek saam met hulle gaan sit in die kapel en ons het tyd met die Here spandeer in stilte. En hulle het by elkeen van daai byeenkomste het hulle 'n wierook gebrand. Dis die spesifieke wierook wat ek nou hier voorbrand. So hulle het vir hulle self herinner, dis die geur, die reuk van heiligheid. En ons wil altyd in daai plek wees. Maar meer as dit, ons wil daai reuk met ons saamdra waar ons ook al gaan. Mense moet dit aan ons kan ruik. Ons dra 'n geur van lewe tot die lewe vir almal wat in ons geselskap is. Toe ek daar weggaan, toe vra ek vir 'n pakkie van daai wierook en ek het dit nou vir jare in my kas gehad en toe Fransien sê maar dis oom Henny se gunsteling teks. Toe weet ek, vandag haal ons dit uit en brand ons dit. So ek hoop jy kan dit ruik. Die geur van oom Henny se lewe. En nou gaan hy voort om dit te doen wat hy maar al die tyd op aarde gedoen het. Om hand aan hand met Jesus te stap en om 'n geur van die lewe te wees vir die Here. Hy doen dit net nie meer hier tussen ons nie. Hy doen dit in die teenwoordigheid van die Here, by die troon van God. Maar niks het verander nie. Hy is nog steeds die Here se geliefde. Dalk net met 'n verheerlikte liggaam, met minder pyn en lyding van die lyf, want op ouderdom 83 was die lewe nie meer goed vir hom nie. Sy niere het al lankal ingegee, sy ander organe, die velkankers wat hy gehad het, dit het dit al hoe moeiliker gemaak en die Here het gesê, nee, kom ons vat dit weg. Jy het nie meer hierdie pyn en lyding nodig nie. Kom ek gee vir jou 'n verheerlikte liggaam en jy kan altyd in my teenwoordigheid daai lieflike geur weerspieël. Nou weet ek, vir julle bly die gat daar, die leemte bly daar. Daar's 'n stuk uit julle hart uitgeruk. Fransien, jy moet nou kos maak vir een. Dis nie, ek weet nie hoe doen mense dit nie. Jy gaan slaap en jy gaan nie meer jou projek in die lewe was om jou man te koester. Skielik is dit nou nie meer daar nie. Maar die geur van Christus verdwyn nie. Jy het dit. En jy kan aan dit vashou vir altyd. Jou man het dit so mooi gereflekteer. En julle was geseënd om dit die meeste te kon ervaar. Julle ken die reuk van toewyding, van opoffering, van stille vrede, van praktiese wysheid. Julle ken dit. Philip, ek wil julle aanmoedig. Die mens is die enigste kreatuur op hierdie planeet wat kan leer uit sy verlede, maar ons doen dit so swak. So ergens op 'n stadium, gaan sit 'n bietjie by jou rekenaar en maak 'n dokument oop, die storie van pa. Nee, dan begin jy sommer net tik. Marinus, julle ouens kan dieselfde doen, hè? En dan sommer net herinneringe, storieetjies. Toe ons by pa gebraai het, dis hoe hy nou dit sou doen. Jy weet, hy sou nou die eerste hierdie braai en dan daai en dan gooi hy die sout op en jy weet mos nou sy gewoontes. En dan dink jy bietjie aan hoe was hy met sy vrou lief en hoe het hulle verhouding gelyk? Wat was sy tipiese sê goed vir haar? En dan tik jy oor dit en dan huil jy lekker lank en dan los jy dit nou eers vir 'n rukkie en dan kom jy terug en dan onthou jy ander stories van die vrypasse en die treinritte op Namibië toe en pa wat sit by die venster en staar oor die vlaktes en goeie gesprekke wat julle daar gehad het. En dan tik jy dit weer op. Daai dokument oor maande word op die ouend 'n redelike dik storie, né? 20, 30, 40 bladsye van herinneringe. En dis goeie terapie, want jy gaan lag, jy gaan huil, jy gaan goeie herinneringe hê. Dan op 'n stadium as jy dink jy is nou redelik klaar, dan ruil jy nou bietjie die dokumente uit. André, ek bedoel, uit 'n skoonseun se hoek uit, sien jy moes nou anders hoe die dinamika van hierdie familie werk. Jy sit jou nou by. En dan begin julle dit vir mekaar se stories lees en dan sien jy Philip, o ja, dis wat Helena geskryf het, maar ek onthou daai storie bietjie anders. En jy sit jou storieetjie by haar storie, né? En met tyd saam word hierdie dokument 'n 100 bladsye plus
koffietafelboek en jy sit die foto's van sy lewe by. Want hierdie kleintjies sal wel weet, hy bies die rots uit wie ons gekap is. Wat is die waardes? Wat is die geloofswaardes wat hy gekommunikeer het? En so kry hulle die skat en gaan dit nie weg nie. En die reuk bly oordra. Woorde vervaag, dade raak vergete, maar 'n lewe wat in Christus gelewe is, dit laat 'n geur na, wat altyd bly hang in mense se lewens. Dis wat Omeni gedoen het. Here, ons wil vir U so baie dankie sê. Wanneer U op hierdie aarde met mense se lewens besig is, dan vat U gewone mense van klei en grond en yster en kalsium en U ontskep ons in geestelike wesens wat afstammelinge is van die almagtige God self. Hoe kosbaar en hoe heilig is dit? En dankie Here dat ons hierdie wonderlike genadewerk van U eerstehands kan sien in die lewe van Oom Henny. Dankie dat ons dit kan vier vandag. Dankie dat ons kan weet, hy geniet nou 'n heerlikheid waarvoor ons nie woorde het nie. Afrikaans is 'n te eenvoudige taal om die mooi uit te druk van dit wat hy tans sien en ervaar en hoor en ruik en geniet. En ons gun dit vir Henny en ons gun dit vir U. Dankie Hemelvader dat ons sy lewe kon sien en waardeer. Dankie dat U, die God van Oom Henny, ook die God is wat hier by ons is nou. Wat ons trane afvee, wat vir ons vrede gee, wat vir ons U bystand gee, wat ons lewens al hoe meer verander, om 'n geur te wees, wat vir U aanneemlik is. 'n Geur van die lewe, tot die lewe. Amen. Dit is nie maklik om by jou pa se begrafnis woorde te spreek voor mense nie. So Philip het vir my dit opgetik en gesê, sal ek namens hulle as kinders lees. So hy skryf, kort gedagtes in my geheue van pappa. Verseker 'n stil man tot afsterwe. Baie stil, maar nie wanneer dit by rugby en die WP gekom het nie. Ja, ek besef nou, hy was nie volmaak nie. Hy het vir WP geskree. Die vrou van Hospice sê vir hom nou die dag, nou oom gesels met my, vertel my van jou. Toe dog ek, daarom sterkte met daai ene. Genoeg is die memories om blaaie van hom te vertel. Maar in kort, ons het streng groot geword, met hoop en liefde. En dalk nie altyd van hom gehoor nie, maar gesien en geweet. Ons reise saam met pappa en mamma, al die pad van Suidwes-Afrika, tot ons opgeëindig het in Johannesburg, het my geleer van reis in ons land en die mooie Namibië. Trein het ons baie gery, van Johannesburg na Windhoek, 3 nagte, 4 dae, 1 keer 'n jaar oor die wintervakansie. Ek onthou die min slaap die aand voor ons op die slaaptrein klim, en die opgewondenheid, en dan was daar daai lekker paai en sous op die stasie restaurant, bo Helena en Hetty sal onthou. As ek my oë toemaak, sien ek hoe hy vir ure deur die trein se venster staar, na elke mooi landskap, so met sy voet op die kompartement se stoomverwarmer. Die onthou vat my terug na die tye waar ons sommige aande in die eetsaal gaan eet het, uitgevat in ons mooiste moois. Ek onthou die oggendkoffie met die klank van staaltreinsleutel in die deurholte en die kelner wat vra, koffie of tee meneer? En dan kort op sy hakke 'n man wat vra, kaartjie asseblief? En so gesels pa met almal. Dit het my gevoel partykeer, hy ken hulle almal persoonlik.
Hy het die manier gehad om wanneer die trein op stasies stop, af te klim. Dan loop hy daar rond en hy gesels met almal. Menigmaal blaas die fluitjie en die waans begin al stadig vorentoe beer, sonder dat hy nog op die trein teruggeklim het. Helena en Nettie het gereeld met groot oë en baie bekommernis gewonder of hy nou gaan agterbly. Maar ek het nie geworry nie, want ek het geweet hy is in beheer. Hy was immers jare voorman, laaimeester op Krugersdorpstasie. Sjoe, om hom te sien, al daai staal en vragplaas en beheer, het ek geweet my pa was die baas. Ek onthou almal op die stasie met respek na hom verwys het as ou skop. Dit was sy liefde vir treine wat hy ook aan my oorgedra het en groot was my vreugde as hy met die shanters gereël het dat ek op en af vir ure in 'n stoomlokomotief of die ou dieselklas 34 loco kon ry. Hy was nie bang vir werk nie, ek het dit gesien. My geheue vat my terug na Otjiwarongo, waar ek en Ousus in die namiddag na die straathoek toe gehardloop het en ons albei is saam met hom op sy ou swart dikwielfiets tot by die huis. Dink Henriette was nog baie klein, dalk nog net 'n glimlag, maar sal weet. Op die plaas Bruno het hy altyd gaan jag vir ons, ver ente gestap, dat ek partykeer gewonder het, is dit nodig tot 'n klomp biltong en droewors en baie vleis ons vrag was huis toe. En hy kon vir jou bus en lorries ry, groot is, hoor, ek was saam baie kere. Hy, oom Gustaf, oom Karel was baie stout, almal het poetse gebak, mamma het vertel. Op ons kinders was hy altyd trots, my ou sussie Helena en kleinsus Henriette, almal gespog oor ons prestasies en met mense gepraat oor ons. Ek dink van sy grys hare en seer knieë van al die bid, was maar oor my en my streke. Hoe nou anders, Philip? Gelukkig word ek mos nou maar uiteindelik groot. So sy kleinkinders was als vir hom, en sy skoonkinders was so sy eie. 'n oupa en 'n agteroupa 1000. Pa het min woorde gepraat, maar hy kon tog smaaklik en lekker eet, van 'n curry eier tot 'n skaapchoppie. En kon hy lekker lag, so lekker sagte grin lag, veral as vir ou boet se droë grappe en my vroutjie wat my hart vermaan oor al my geite. Henny se weg was vir hulle swaar, maar ek geweet sy is altyd daar en hoor altyd die opgewondenheid in sy stem oor haar. Hetty se weg was vir hulle baie swaar. Helena is ons trots, want sy is mos nou ousus en weet wat nodig is en is altyd daar. Lief was hy vir almal, hoor, maak nie saak wie jy was nie. Jy het hom nooit gehoor sleg praat van mense nie. Mamma was sy groot liefde en dit het ons geweet en gesien. Hand gehou oral waar hulle was en hulle het altyd mekaar gekoester en getroetel tot hier die 60ste jaar. Was hulle 'n voorbeeld vir ons. Dankie pappa. Was dit swaar die laaste maande? Verseker. Maar hy was moedig. Vir meer as 10 jaar het hy 2 keer 'n week sy dialyse stryd gestry en gesê hy het gewen. My pa se fluit is nou stil, maar in ons harte en geheue hoor ons hom en sien ons hom. Sy Here het hom in mamma se arms kom haal en ons almal die goddelike voorreg gegee om saam tot siens te kon sê. Dankie pa vir alles wat jy in ons lewens is. Dankie papa dat jy kon help om ons te versorg en te vertroos waar jy kon. Mamma, jy's 'n eystervrou en met liefde het jy hom versorg tot by sy laaste hartklop vir jou boesman. En ons het beloof ons sal nou vir jou sorg. Ons gaan papa baie mis. Hou vir ons 'n plek totdat ons kom. Nou hierdie eystervrou het nou nogal iets merkwaardigs op die hart. So ek wil vir jou nader nooi asseblief.
Hierdie ene. Hier sê. Dis reg. Staan daar voor. Hallo geliefdes, kan nie hier van bo af almal se gesigte sien nie. Dankie vir elkeen wat hier is. Maar in ons Here se woord staan, as ons nie getuig nie, sal die klippe uitroep. En daaroor moet ek vandag hierdie getuienis bring. Henny is in 2010 met nierversaking gediagnoseer en het die pad vir ons begin. Maar ek het vir ure daar gesit en sy professor was hoof van die nieroorplantingseenheid. En van ons kinders het gesê, ons sal vir pappa 'n nier gee. En dan het hy gesê, gaan maak julle kinders groot. Want Henny se gesondheid, bykomende gesondheidsprobleme, het prof net gesê, gaan nie daai kans vat nie. Maar toe het ons gegaan, en ek het na my biblioteek toe gegaan en gekyk, hoe kan ons as orgaanskenkers, wat kan ons doen? En ek het vir ons 2 geregistreer. En toe aansien Morney nou die dag daar by ons was, my grootmaatkind, het ek vir hulle gevra, wil julle die kaartjies sê? En hulle het gesê nee. En aansien het hulle gebel. En hulle het die mense van die kornea afdeling gestuur. En later, die volgende dag, het hulle vir Helena gebel en vir haar gevra, mag ons julle pappa se korneas oes? En nou die nag toe ek by Helena geslaap het, het sy weer gebel. Om met daai mense te werk, is 'n wonderlike voorreg. En sy het vir Helena die speaker aangesit. En sy het gesê, julle pappa is 'n held. Ons gaan sy korneas vir 2 verskillende persone oorplant. Sy lieflike geur versprei hy. Sy het ook vir haar gesê, jou pappa het soos Jesus toe hy op aarde geloop het, mense se oë aangeraak, dat hulle kan sien, van sy korneas, mense se lewens verander. Dink julle nou daaraan. Iemand, 2 persone, gaan vir die eerste keer in hulle geliefdes se oë kan kyk. Kan vir die eerste keer God se skepping sien. Daaroor Henny Blou. Jy is merkwaardig. Ek wil julle almal nog 'n keer dankie sê dat julle hier was. Ek wil vir Henny se broers, kinders, baie dankie sê dat julle 3 vandag julle pa skoon verheerlik, kom verteenwoordig. Maritjie, dankie dat jy ver gekom het, om vir jou Boeta te kom groet. Mara, Erika, Philip in Windhoek, Johan in die Kaap. Julle het 'n waardige broer. En julle kan so trots wees op hom. En ek dink net aan daai mense wat gaan kan sien. Ons moet almal daaroor dink. Baie, baie dankie. Ja, dat jy die geleentheid gegee het. Ek het hom gebel en vir hom gevra, Jaco, dink jy ek is sterk genoeg? En het vra,
Wat 'n snaakse vraag is dit? Baie dankie julle. Sorry, kom gerus nader, want ons is by die laaste lied, maar baie spesifiek van Fransien se kant af, baie dankie, dat jy vandag vir ons die klawers bestuur. Ons waardeer dit so baie. Saam met jou het ons lief geraak vir die lied, die oorwinningslied. En dit is so gepas vir hierdie geleentheid nou. Want dis op die ouend ons almal se droom, né? Om ons geloofslewe so te lewe, end uit te volhard, die wenstreep te haal, sodat ons die oorwinnaarskroon uit die Here se hand kan ontvang. En Henny het, dis waar hy uitgekom het, en hy het reeds die oorwinnaarskroon gekry. So kom ons staan en ons sing dit met hartelus saam. Glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor koninkryk regeer. Beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens, geloof na hom toe gaan. Ons wapen hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou nou op na boel, blaas pasuine, slaan op tromme, kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord, ons glo want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Som halleluja, loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja, want sy woord sal ewig staan. Ewig staan. Ons gaan die seën van die Here ontvang en daarna is ons klaar hier. Maar Ansiele en Morney het vir ons dit nou mooi reggemaak hiervoor. So wanneer ons nou klaar die seën ontvang het, nooi ek jou hier na vorentoe en dan kan jy self jou eie totsiens kom sê en afskeid neem. Na dit stap ons deur na die saal toe en dis nou waar ons, dis daai kant, die voor, in die voorportaal. En dis waar ons saam koffie en tee drink en die ou bande weer by mekaar knoop en lekker saam kuier. Nee, daai wat dikwels so afwesig is in ons vinnige haastige lewens. So kom ons geniet dit saam. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van jou hemelse Vader, en mag die Heilige Gees se troos jou omvou. Amen.